Welkom by ons reeks oor praktiese Christendom nommer 8. Hierdie ene se titel is Geld. Dit is die erediens vir die NG Kerk van Karasburg Sondag 10 Maart 2024 en ek sê vir julle welkom. Maar voordat ons met ons teks begin, kom ons bid net eers saam. Ons Vader, baie dankie dat ons ook met nog so 'n geleentheid weer 'n bietjie verder kan kyk na dit wat U vir ons leer oor hoe om prakties te leef as Christene. Ons eer U vir U woord, vir die waarheid daarvan, maar ook die wysheid wat dit vir ons kom gee. Here, ons wil vra dat U ook dan nou juis deur hierdie woord vandag vir ons sal kom seën. En dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Nou, soos ek gesê het, ons is besig met 'n reeks genaamd Praktiese Christendom, waarin ons kyk na alledaagse dinge waarmee ons te doen kry. En dan kyk ons ook na wat die Bybel daaroor te sê het, want dan weet ons hoe ons veronderstel is om op te tree teenoor hierdie dinge, en ook hoe om die tentasies rondom daai goed te weerstaan. En dis regtig alledaagse dinge, dat as ons eerlik moet wees, ons partykeer dink ons hanteer dit reg, maar die oomblik wat ons 'n bietjie dieper begin kyk daarna in die Bybel in, dat ons dan agterkom en besef, maar hoor, ons hanteer dit dalk glad nie reg nie. In die eerste een het ons gekyk na drank, in die tweede een het ons gekyk na misdaad, toe het ons gekyk na sosiale media, en daarna het ons gekyk na die droogte. In die 5de boodskap het ons gekyk na Hollywood, in die 6de boodskap het ons gekyk na vuil taal, en verlede week het ons gekyk na medewerkers. En vandag se tema is baie duidelik, geld. Geld, geld, geld. Jy dink aan geld, jy werk vir geld, jy spaar geld, jy spandeer geld, jy gee jou tiendes, jy stres oor geld. En alles geld nie 'n doodnoodsaaklike ding in jou lewe nie, draai 'n beduidende deel van jou lewe om geld te verdien, te spaar, te gee en te spandeer. Jou verhouding met geld is dus nie iets wat jy net as ongeestelik of onnodig op sy kan skuif nie. Het jy al ooit iemand sinies oor sê dat die kerk wil net jou geld hê? Kerke hanteer geld, gereeld geld, en sommige het onder die loep gekom omdat hulle finansies eintlik verkeerd hanteer, of te veel klem daarop lê om geld te maak. Dink maar veral in die voorspoedsteologie kerke wat volop op TV is. En aangesien hulle Jesus aan die wêreld verteenwoordig, is dit so belangrik vir kerke en ander Christelike organisasies om eintlik dan betroubaar en deursigtig te wees wanneer dit by hulle finansies kom. Maar dit is nie net kerke in die algemeen wat doelbewus moet wees oor hulle verhouding met geld nie. As jy 'n Christen is, dan hou mense jou ook dop. En as die meeste dinge vir jou oor geld gaan, sal jy ook hoeke sny wanneer dit dalk by jou geloof kom. Mense sal dit raak sien, en dit sal die saak van jou van Christus in jou lewe dan skade berokken. Maar kom ons lees ons teksvers vir vandag. Dit is 1 Timoteus 6, vers 9 tot 10. Wie ryk wil wees, val in versoeking en 'n struik, en baie dwaase en skadelike begeertes wat mense meesleer na ondergang en vernietiging. Want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof, en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. Ons lees tot sover. Nou daar is verbasend talle Bybelverse oor geld, meer as 2000 verse. Dit is meer verse as wat daar verse is oor geloof en gebed gekombineerd. Want dan is die vraag, maar wat leer die Bybel ons oor geld? Bybelse leerstellings oor geld beklemtoon ons behoefte om dit verstandig te bestuur en dit nooit belangriker te laat word as wat dit moet wees nie. Geld self is nie sleg of goed nie, maar weer eens, dit word bepaal deur hoe 'n mens dit gebruik en hoe jy dit toelaat, wat se invloed dit op jou lewe gaan hê. En ons word aangemoedig om God en mense lief te hê, nooit geld nie. Geld moet gebruik word as 'n instrument om die minder bevoorregtes te help en om die boodskap van Jesus te versprei aan mense wat dit nog nie gehoor het nie. So, om hierdie rede moet ons vereers dalk geld op sy plek sit. So, hoe hoog in jou waardestelsel is geld? Sommige mense sit geld hoër, selfs as hulle gesondheid. Hulle werk te veel ure vir hulle self, om dalk hulle self te versorg. Hulle slaap te min en ervaar te veel stres. En uiteindelik sal enige ekstra wat hulle maak, dan in elk geval maar na die dokters toe gaan. Sommige mense sit geld hoër as hulle integriteit by die werk of op die belastingvorm. En om jou integriteit weg te ruil, sal beslis berou veroorsaak. En as jy eers jou integriteit verruil,
is dit moeilik om dit weer terug te kry. Sommige mense sit geld hoër as hulle gesinne, en so word kinders groot met 'n ouer wat voorsien, maar nie 'n ouer wat kontak maak nie. En die res van hulle lewens is daardie kinders eintlik emosioneel arm as gevolg daarvan. Sommige mense sit geld hoër as die mense wat dit regtig nodig het. Hulle weet van die behoeftes, die weeskinders wat geborg moet word, die sendelinge wat uitgestuur moet word ensovoorts. Maar vir hulle is geld 'n hoër waarde as mense. 'n Gesegde wat elke gesin daaraan gewoond moet raak om te sê, te glo en aan mekaar te herinner is, mense is belangriker as dinge. Kinders moet dit hoor, maar ook volwassenes. Sommige mense sit geld hoër as God se doel vir hulle eie lewens. Hulle weet God wil hê hulle moet 'n spesifieke doel uitleef, maar hulle sal eerder 'n ander pad kies as gevolg van die geld. En dit gaan nogal moeilik wees om daardie een op die oordeelsdag te wil verduidelik wanneer jy voor die Here se troon moet gaan staan. En dit is waar, geld is belangrik, dit is nodig. Jy moet lewe, jy moet vir jou gesin voorsien, jy moet spaar vir universiteit, jy moet verkieslike noodfondse hê, maar in jou waardestelsel, wat klop dit uit na die bopunt toe? Want wanneer geld regtig vir jou belangrik is, wanneer jy daarvan hou, dan is 'n mens geneig om hoeke te sny. Kom ons erken almal dat wanneer ons oor geld praat, dit baie persoonlik is. Nie een van ons hou daarvan dat mense vir ons moet sê hoe om ons geld te bestee nie. Maar dit is egter ook waar dat God ons as Christene besit. Hy het vir ons betaal met sy bloed aan die kruis, 1 Korintiërs 6:20. En aangesien God ons besit, het hy die reg om vir ons te sê wat ons met ons geld moet doen. En verder, aangesien hy ons besit, is dit in elk geval nie regtig ons geld op die ou ende nie. So kom ons kyk wat die woord van God vir ons sê oor geld. En ons gaan dit in die hand doen dan van 10 vrae. Vraag 1 is dit myne of is dit God se? Behoort jou geld, jou motor of jou huis aan jou of behoort dit aan God? Psalm 24 vers 1 sê, aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So die Bybel herinner ons dat ons nie aan onsself behoort nie. Ons is God se eiendom. Hy het ons met sy bloed gekoop. Alles wat ons het kom van hom af. Alles wat ons het behoort aan God. Ons is slegs bestuurders daarvan. So ons moet met ander woorde luister na wat God vir ons sê oor hoe om dit te bestuur. Vraag 2 is geld my meester of is God? Jesus self noem geld 'n meester en sê dat ons nie twee here kan dien nie. Ons kan nie God sowel as geld dien nie. Albei wil jou meester wees, so wat gaan dit wees? Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon word hier voorgestel of verteenwoordig dan rykdom of geld dien nie. Nou Mammon is die Arameese woord vir besittings of geld. So is geld jou meester of is God? Met ander woorde, maak jou besluite in jou lewe. Maak jy dit onder leiding van geld? Of maak jy jou besluite omdat jy vir God luister? Watter een is die gesag in jou lewe? Wat bepaal jou keuses? Geld of God? En die Bybel is baie duidelik, jy kan nie God en geld dien nie. Vraag 3. Is geld of besittings dalk my sekuriteit? Of is God? Met ander woorde, wat vertrou jy regtig om jou deur die moeilike tye in die lewe te kry? Spreuke 11 vers 28 sê, wie op sy rykdom vertrou, val self. Maar soos groen blare, spruit regverdiges uit. Ons moet op die Here vertrou alleen. Vraag 4. Is dit my skat, of is my skat ewig? God bied skatte, maar dit is skatte wat hou. Dit is 'n skat wat ewig is. Dit sal nie roes nie en dit is inflasiebestand. En dit is waarna Jesus verwys toe hy gesê het, jy moet vir jou skatte in die hemel bymekaar maak. God bied dinge soos liefde, vreugde en vrede ensovoorts. As ons eerlik is dit die eintlike soort skatte waarna ons almal werklik soek. Matteus 6 sê dan ook, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Vraag 5.
kom ek my verantwoordelikhede na? Die Bybel praat van 3 hoofverantwoordelikhede wat jy met geld het. Hulle is God, familie en regering. Wat God betref, sê Spreuke 3, eer die Here met jou rykdom, met die beste deel van jou oes, dan sal jou graanskure oorvol wees, en van nuwe wyn sal jou parskype oorloop. En elke maand vat ek die bedrag van my salaris vir enige aftrekkings en ek betaal 'n tiende daarvan oor aan die kerk vir die Here. Hoekom? Want dit is my verantwoordelikheid, dis die opdrag van die Here en dis vir my 'n voorreg. En die Bybel gaan so ver om te sê dat as ons nie hierdie verantwoordelikheid nakom nie, dan steel ons van God. En as ons nie die beste wat ons het aan God gee nie, sê Maleagi ook, dat ons vir God minag. En laat ons maar nou eerlik wees, baie van ons Christene probeer eintlik regverdiging soek om nie hierdie opdrag van die Bybel na te kom nie. Die tweede hoofverantwoordelikheid is natuurlik familie. En daar staan in 1 Timoteus 5 vers 8, maar as iemand nie na sy eie mense omsien nie, en veral nie na sy huisgenote nie, het hy die geloof verloon en is 'n slegter as 'n ongelowige. En hierdie vers is baie duidelik oor ons verantwoordelikheid, dan ook juis teenoor ons gesinne. En derde een is natuurlik die regering, Lukas 20 vers 25. Toe sê hy, dis nou Jesus vir hulle, gee daarom aan die keiser wat hom toekom, en aan God wat hom toekom. En ons het die hele boodskap hieroor gedoen, so ek gaan nie verder hieroor iets sê nie. Die 6de vraag is, help ek die behoeftiges? En God neem hierdie beginsel baie ernstig op. Daar is arme mense wat werklik sukkel om net van dag tot dag deur hulle lewens te kom. Die Bybel praat byvoorbeeld dikwels van die weduwees en die weeskinders, mense wat hulle broodwinner verloor het. En dwars deur die Bybel is dit duidelik dat die kerk vir daardie mense moet sorg. Trouwens, die Bybel gaan so ver om te sê dat dit ware godsdiens is as jy dit so sou doen om vir hierdie mense te sorg. Jakobus 1 vers 27. Dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader, om na die weeskinders en die weduwees om te sien in hulle ellende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Matteus 25 sê weer, want ek was honger en julle het vir my iets te ete gegee. Ek was dors en julle het vir my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as 'n gas verwelkom. Maar die koning sal vir hulle sê, amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het, het julle ook vir my gedoen. As jy God se kind is en jy verstaan die dinamika van God se liggaam, sal jy omgee vir mense wat hulp nodig het, en jy sal help om in hulle behoeftes te voorsien. Vraag 7. Werk ek hard? Want sê 2 Kolossense 3 vers 10, want selfs toe ons by julle was, het ons julle steeds beveel dat iemand wat nie wil werk nie, ook nie behoort te eet nie. Harde werk voel goed. Dit voel goed om regtig hard aan iets te werk, om dit gedoen te kry en om iets te hê om daarvoor te wys. Dis luiheid wat vervelig is en verskriklik voel. Ons behoort dus hard te werk en ons werk te geniet. Vraag 8. Bewaar ek my integriteit? As ons praat van waardestelsels, van waar dinge in jou waardestelsel inpas en hoe dit lyk, kyk na die waardestelsel in hierdie verse byvoorbeeld. Spreuke 22 vers 1. 'n Goeie naam is verkieslik bo groot rykdom, egte innemendheid bo silwer en goud. Hierdie vers sê met ander woorde baie duidelik dat integriteit baie belangriker is as enige geld of rykdom. Spreuke 28 vers 6 sê weer, 'n arme wat onberispelik leef, is beter as 'n vals persoon wat op 2 paaie loop terwyl hy ryk is. Jou integriteit is baie belangriker as rykdom. Vraag 9. Is ek in vrede? Nou dit is belangrik om te erken dat geld nie regtig vrede koop nie. Selfs al help geld vir 'n tydjie lank om jou veilig te laat voel. Trouwens, hoe meer goed jy het, hoe meer goed moet jy oor bekommer. En geld is nie eens naby so waardevol soos vrede nie. So baie mense stres hulle self siek om geld te kry op soek na vrede, wanneer werklike vrede iets is wat jy net van God afkry.
Filippense 4 sê dit baie duidelik. Want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in alle opsig, in al hierdie dinge ingewy, om verstadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. So leef jy in die vrede van God, of soek jy eerder nog daarna deur geld na te jag? En dan die laaste vraag, vraag 10. Is ek dankbaar? Alle goed wat ons het, kom van God af. Die Bybel noem God die gewer van elke goeie en volmaakte gawe. En dan die vraag is, maar bedank jy hom vir dit wat jy het? Vir die materiële seëninge wat hy vir jou gegee het? Dank jy die Here vir die ewige seëninge wat hy vir jou gegee het? Of klop jy jouself eerder op die skouer? Een gebed wat ons voortdurend kan bid is, dankie Here. Wanneer ons stil staan en daaroor dink, is dit eintlik ongelooflik oor wat God alles vir ons gegee het. Hy het ons vergewe, hy het ons gered, hy het ons daaglikse behoeftes voorsien, ons daaglikse brood. Hy het ons met die kerk en mense van die kerk omring. Filippense 4 vers 19. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. En hierdie is baie belangrike vrae wat ons nou gevra het. Vrae wat jy by jouself ernstig moet deurdink. Wat jy by die huis kan gaan oorbid selfs. Want wanneer ons dink aan die gevaar van geld en besittings en hoe ons prakties kan leef as Christene rondom dit, dan help hierdie vrae ons om geld op sy plek te sit. Om te verstaan dat dit is slegs 'n hulpmiddel tot ons lewens, 'n hulpmiddel tot die bediening. Geld is nie die doel nie. Maar daarom ook 'n baie belangrike vraag, wie is die meester in my lewe? Geld of God? Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U Hemelse Vader vir alles wat U vir ons ook in hierdie lewe gee. Alles wat ons het, Here, kom van U af. Alles wat ons dink ons eintlik ons eie is eintlik maar net U goed wat U van ons vra om dit te bestuur. En daarom, Here, het ons U leiding nodig. Daarom het ons U wysheid ook nodig. Help ons om geld ook op sy regmatige plek te sit as 'n hulpmiddel in ons lewe en nie as die doel of die bron waar rondom ons besluit te maak. Hierdie dinge, Here, bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag die God van alle genade julle herstel, julle bemagtig, julle versterk en net stewig vestig in hierdie lewe. Mag hy julle vasdruk en gebruik om ook te help verstaan hoe geld julle kan help om die bediening van die Here ook te seën. Amen.